Goeiedag familie, dis so lekker om vandag weer saam met jou te kan kuier. Dankie dat jy vanoggend saam met ons inskakel hier op die laaste maandag van Januarie. Ons is in die laaste week van Januarie 2026 en om dit hardop te sê klink eintlik onwerklik. Maar dit is so lekker om vanoggend weer 'n nuwe week as geestelike familie te kan begin. En hierdie week praat ons oor iets wat min mense eintlik hardop sê, maar baie mense hier diep binne in ons voel. En dit is: ek bid nie meer soos voorheen nie. Nou familie, kom ons wees eerlik vanoggend. Meeste mense gee nie skielik op met gebed nie. Dit gebeur baie stadig. Jy bid, niks verander nie. Jy bid weer, nog steeds niks. Maar met tyd raak woorde korter. Jou verwagting verminder en uiteindelik raak stilte maar net makliker as om te bid. Jy glo nog in God, jy weet hy's daar, maar jy verwag nie meer dat hy werklik sal ingryp nie. Nou vanoggend is dit so lekker om te hoor dat selfs die disippels wat Jesus naby hulle gehad het, ook hiermee gesukkel het. In Lukas 18 vertel Jesus 'n gelykenis om te wys dat 'n mens altyd moet aanhou bid en nie moed moet opgee nie. Hy praat van hierdie weduwee wat aanhou vra vir die reg om te laat geskied totdat sy dit kry. Nie omdat die regter wat oor die saak is goed is nie, maar omdat sy volhard. En Jesus sluit hierdie gelykenis af met hierdie volgende woorde. Hy sê in Lukas 18 vers 8, nietemin sal ek, die seun van die mens, wanneer ek kom, geloof op hierdie aarde vind? Jesus vra hierdie vraag vir sy disippels en let mooi op. Jesus se grootste bekommernis is nie dat mense minder bid nie, maar, en hierdie is groot familie, dat hulle ophou glo terwyl hulle bid. Om op te hou bid is dikwels nie 'n rebellie nie, maar dit is baie keer uit 'n plek van moegheid, uit 'n plek van teleurstelling, onvervulde hoop. En hier is die waarheid vanoggend. Baie mense glo wanneer jy ophou bid, beskerm jy jouself teen nog seer kry. Maar hier is die ding, jy sluit jouself ook toe vir hoop. En gebed is nie 'n waarborg dat alles vinnig gaan verander nie, maar dit hou jou hart oop vir God terwyl jy wag. Om nie te bid nie, voel dalk vir party mense veiliger, maar die realiteit is dit laat jou net meer alleen. So vandag se uitnodiging, vir jou werklik vra vandag, moenie ophou bid nie, moenie mooi bid nie, moenie langer bid nie, bid net eerlik. Sê vir God vandag presies waar jy opgegee het. Noem dit. Moenie dit wegsteek agter mooi Christelike frases nie, want geloof is nie altyd 'n antwoord nie. Dit begin by eerlikheid. En gebed is nie die plek waar jy sterk moet wees nie, familie. Dit is die plek waar jy weer leer om wat te doen, om jou hoop op God te plaas. God is nie afgeskrik deur ons stilte nie. Ons twyfel, ons moegheid ook nie. Maar hy wag vir jou. Hy wag vandag om jou stem te hoor. Kom ons bid saam. Here, soos wat ons hierdie nuwe week begin, soos wat ons in hierdie week gaan ingaan, bid ek dat ons nie nou sal moed opgee nie, Here. Van ons sit dalk vandag, ons wag vir antwoorde, ons wag op U, Here, en ons voel U is ver van ons, maar ek bid vandag, Here, dat U deur die Gees vandag sal kom en 'n diep fluister in ons hart sal plaas, om net aan te hou, om eerlik met U te kan praat, eerlik voor U te wees vandag. Dis my gebed, vir ons elkeen vandag in Jesus se pragtige naam. Amen. Familie, mag jy 'n wonderlike maandag hê. Ek sien uit na hierdie week saam. Lekker dag.